Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Het is vandag Woensdag, die 28ste Mei 2025. Ons doen die nuus en kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, bekende SA radio en TV man sterf skielik. Nuushooftrekke vir vandag lyk so. Boegas dink nie SA is meer 'n tuiste vir hom nie. Hy is in Kanada. Bekende in TV-wêreld en radioomroeper Darren Scott sterf op 61 jaar. Brand in Mosselbaai raak baie mense. President Cyril Ramaphosa skerm vir SEB. Tiener dood in Ranietstryd rugby modegier. Mira Andrieva bespreek haar plek in tennistoernooi. Die radio en TV-wêreld het met skok verneem dat die alombekende aanbieder Darren Scott oorlede is op die ouderdom van 61 jaar. Hy was definitief 'n legende en was wyd bekend. Volgens inligting is hy dood as gevolg van melanoom wat hulle geruime tyd gelede by hom gediagnoseer is. Sy uitsaailoopbaan het oor 4 dekades gestrek. Hy het in sy tyd by Radio 604, Radio Bob, 5FM en East Coast Radio as 'n omroeper opgetree. Scott was wel geskei van sy vrou, wat in Amerika saam met hulle 2 seuns woon. Die 3 is juis nou op pad terug om afskeid van hulle pa te kom neem. In die afgelope paar jaar was daar verskeie mense wat hom gehelp het om mediese uitgawes te delg en hy het altyd waardering vir dit uitgespreek. Van die radiostasies waar hy by diens gedoen het hom geloof vir die wyse waarop hy altyd gewerk het en hoe professioneel hy met almal om hom was. Hulle het gesê hulle sal beslis die legende mis wat hy vir almal beteken het. Ook meld hulle dat hy sy stempel afgedruk het en sy kennis met almal gedeel het. Baie sterkte vir Darren se familie. Hy glo nie hy sal ooit weer terugkeer na Suid-Afrika toe nie en beskou homself nie meer as 'n Suid-Afrikaanse burger nie. Anthony Boegas het einde Februarie die land verlaat toe die bom oor Kleuterzone gebars het. Vroeër is berig dat hy na Thailand verhuis het, saam met sy broer John en sy ouers, Rentje en Anton, wat later by hom aangesluit het. Boegas het die koerante vanaf 'n Kanadese nommer gekontak, nadat 'n navraag per e-pos die vorige dag aan hom bekend is. Hy beweer dat hy en sy ouers na groot gesukkel na Kanada gereis het en nou in die suide van Kanada woon. Ek is landuit vir my gesin, want ek weet vir 'n feit dat hulle nie sonder my sal kan aangaan, het hy gesê nie. Ek het nie meer nodig om te vlug nie. Ek is nie meer 'n Suid-Afrikaanse burger, het hy gesê. My Suid-Afrikaanse paspoort is in Thailand agtergelaat. Boegas het bevestig dat hy en sy gesin die laaste ruk in sowel Thailand en Bali gewoon het. Boegas sê die gesin se huis op die Gili-eilande in Indonesië is intussen verkoop. Boegas het in sy gesprek met die koerante aanhoudend daarop klem gelê dat hy baie inligting het oor die Kleuterzone debakel. In Kleuterzone se likwidasie aansoek is aangevoer Boegas het 80 miljoen rand uitgedobbel. Volgens hom is die bedrag wat deurgegee is nie reg nie. Geen mens kan 80 miljoen rand uitspeel nie, het hy ook gesê. Die Kleuterzone operations is op 14 Mei finaal gelikwideer en Boegas is in sy private hoedanigheid op 8 April voorlopig gesekwestreer. Die polisie ondersoek 'n saak van brandstigting in Mosselbaai. Volgens die polisie het die brand by Mikewa Hyper langs Louis Fourie-weg omstreeks 10 uur ontstaan. Die gebou is ontruim en 'n vrou wat brandwonde opgedoen het, is hospitaal toegeneem vir 'n mediese behandeling. Die brandtoneel is gistermiddag steeds aktief gewees, volgens die polisie. Die polisie is saam met ander nooddienste op die toneel ontplooi. Al 154 werknemers en klante wat ten tye van die brand in die winkel is geïdentifiseer en na veiligheid gebring. Volgens die munisipaliteit het brandbestryders toegang tot die gebou verkry en is hulle steeds besig om brandbestryding te doen. Ekstra brandbestryders van Mosselbaai se brand- en reddings- en rampbestuurdienste is ook saam met die ander ontplooi. Die burgemeester van Mosselbaai het in 'n kort verklaring sy skok hieroor uitgespreek oor die brand en gesê Mikewa Hyper is een van die grootste werkgewers in Mosselbaai. Enige iemand wat sê die ekonomiese bemagtiging van swart mense is verkeerd en moet sy kop laat ondersoek, so het president Cyril Ramaphosa in 'n parlementêre vraag en antwoordsessie gesê wat erg deur die EFF ontwrig is. Die sessie is beëindig voordat Ramaphosa die laaste vraag, die een oor die vervolging van apartheidsmisdade, kon beantwoord het. Die EFF was van die begin af daar om Ramaphosa se antwoorde te ontwrig en het 'n verbale aanval van stapel gestuur nadat die adjunkspeaker Dr. Annelie Lotriet in die voorsitterstoel gaan sit het. Lotriet is onder meer van rasisme beskuldig. Verskeie EFF-lede is gevra om die verrigting te verlaat en die wat aanlyn bygewoon het, se stemme is verdoof.
Ramaphosa het teen die einde van die chaotiese sessie gesê hy voel misbruik, waarop EFF-lede hom toegesnou het en sê hy is deur president Donald Trump met waninligting in die Withuis misbruik. Die inhegtenisneming van enige iemand vir die gebruik van enige slagspreuk is volgens Ramaphosa 'n kwessie van soewereiniteit. Die regering laat hom ook lei deur die konstitusionele hof wat bepaal het die lied is eie aan die vryheidsstryd en is nie bedoel om mense op te sweep om ander dood te maak nie. Ons glo steeds dat teens de Tooy skuldig is aan ook wat hy gedoen het, maar nou ja, ons respekteer die hof se besluit. So het Kaduka gesê, nadat die Landdroshof in Stellenbosch de Tooy gister onskuldig bevind het op aanklagte van criminele injuria en kwaadwillige saakbeskadiging. Die saak het gespruit uit 'n voorval in die vroeë oggendure van Sondag 15 Mei 2022 in die Manskoshuis, Huis Maree van die Universiteit van Stellenbosch, toe erg besope de Tooy Ndawana sy kamer binne gegaan het, op sy skootrekenaar geïrineer het en na bewering rassistiese opmerkings aan hom gemaak het. Volgens Kaduka het sy seun sy uitkyk op die lewe en sy gedrag sedertdien van die voorval verander. Kaduka sê hy en sy familie was nooit een oomblik spyt dat hulle die saak by die polisie aanhange gemaak het nie. Volgens Kaduka gaan hy en sy familie sit en die uitspraak bespreek. Daarna het hulle besluit of hulle enige verdere stappe sal wil neem. Binne 3 maande het meer as 11.000 Chinese en Indiese toeriste na Suid-Afrika gekom as deel van die Departement van Binnelandse Sake se skema vir vertroude topoperateurs. Dr. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, sê die getal aansoeke het konsekwent gegroei met 'n gemiddeld van 50 per dag in Maart tot 135 per dag in April tot 210 per dag in Mei. Visums word nou binne ure digitaal gelewer deur 'n veilige aanlyn platform. Na 3 maande is dit egter duidelik dat hierdie programme sukses is. Die TTOS het in hierdie kort tydjie meer as 11.000 bykomende toeriste gelok deur saam met slegs 65 vennote te kan werk. Operasie Vulindlela, wat vordering in belangrike strukturele hervormings monitor, het bevind dat 1 werk geskep word vir elke 13 toeriste wat Suid-Afrika besoek. Schreiber sê sy departement is op koers om vanjaar 'n wêreldklas elektroniese reismagtigingsstelsel te kan lewer. Dit sal nie net bedrog en ondoeltreffend uitskakel nie, maar neerkom op die grootste enkele hervorming om werkskeping in die toerisme sektor in dekades te kan bevorder, het hy gesê. Errol Peterson het gister te verswaring van vonnis in die Kelly Smith saak gesê vir die 3 getuig in die Kaapse Hooggeregshof wat in Saldanha sit. Hulle is op 2 Mei skuldig bevind aan aanklagtes van mensenhandel, in die geval mensenhandel van 'n kind en ontvoering. Die staat het aangevoer dat Smith haar blonnekop dogtertjie vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop het. Peterson, wat 'n graad in maatskaplike ontwikkeling en 'n graad in kriminologie het aan die hof gesê lang vonnisse is die geskikste vonnisse vir hierdie 3. Hy het in sy getuienis gesê, dit sal nie vergesog wees om te sê dat Smith die baasbrein agter die mensenhandel en ontvoering van haar eie dogter was nie. Al 3 beskuldigdes het redelikerwys geweet dat Jocelyn vir uitbuiting verkoop word en hulle gemeenskaplike doel beklemtoon die berekende uitbuiting van 'n kwesbare kind deur diegene wat haar welstand moes beskerm het. Die saak gaan vandag voort met die verdediging wat getuienis ter versagting van vonnis gaan aanroep. Meer as 14 miljoen uit 63 miljoen Suid-Afrikaners gaan gereeld honger slaap. Die nood is die grootste in die Noord-Kaap, waar meer as 1/3, naamlik 34% van huishoudings nie genoeg kos het nie. Die beste situasie in Limpopo, waar 5,9% van huishoudings voedselnood beleef. Toelaas is vir 23% van huishoudings hulle belangrikste bron van inkomste, minder as die 28% tydens die pandemie. Toegang tot vaste internetverbinding by die huis het van 17% toegeneem nadat van 2010 tot 2017 op sowat 10% stilgestaan het. Net 31% van huishoudings besit nou 'n radio, vergelyk met 79% in 2002. 'n Tiener in Nieu-Seeland is dood nadat hy deelgeneem het aan 'n rugby geïnspireerde sosiale media gier waar deelnemers op 'n volspoed in mekaar vashardloop. Die randstryd uitdaging word wyd op sosiale media in Nieu-Seeland en Australië gedeel en lok groot skares. Die Nieu-Seelandse polisie sê in 'n verklaring 'n 19-jarige man is weens 'n ernstige kopbesering op Nieu-Seeland se Noordeiland dood nadat hy die speletjie die afgelope naweek saam met vriende gespeel het. Hy is maandag aand in die hospitaal oorlede. Gereelde randstryd kompetisies bied duisende dollars se prysgeld aan en het belangstelling van oud beroepsrugbyspelers ook gelok. Deskundiges vergelyk die speletjie met gevegsporte en waarsku dat deelnemers die risiko loop om ernstige hartskinskudding te kan opdoen. Anja Leroux, wat 19 jaar oud is in die bokvrouespan se toergroep ingesluit vir die Afrika toernooi wat aanstaande maand in Madagaskar sal plaasvind.
Die Bokvroue kom in daardie toernooi te staan teen Uganda op 7 Junie, teen Kenia op 11 Junie en Madagaskar op 15 Junie. Leroux het in 2022, toe sy in graad 11 van die hoërskool DF Malan in Bellville was, begin rugby speel. Ek het dadelik van rugby gehou, soos die Leroux wat verlede jaar vir die nasionale vroue 7 span sy naasbestes in Dubai uitgedraf het. 'n Paar van Suid-Afrika se voorste vroue rugby spelers, soos Nadine Roos, Nolusine Dubois en Sofuzile Solonsi, gaan nie die toernooi in Madagaskar in aksie wees nie. Die Wêreldbeker toernooi vir vroue vind tussen 22 Augustus en 27 September in Engeland plaas. Baie sterkte vir hierdie damespan. Jordie Smith, Suid-Afrika se voorste branderplankryer, het in Wes-Australië 'n 3-dubbele triomf behaal. Smith het ook 'n GWM Tank 300 nutsvoertuig gewen, danksy die feit dat hy algeheel die beste gevaar het op die afgelope 3 byeenkomste. Dooronder, wat as die Aussie treble bekend gestaan het. Hy was in April ook die kampioen van die El Salvador Pro. Daardie titel was sy eerste sedert 2017. Die volgende byeenkoms op die wêreldreekskalender is die Trials Pro in Suid-Kalifornië, wat tussen 9 en 17 Junie beslis sal word. Na die Trials byeenkoms verskuif die aksie na Brasilië van 21 tot 29 Junie, voordat Smith in Julie tussen die 11de en die 20ste in Jeffreys Bay voor sy tuiskare in die J-Bay Ope in aksie sal wees. Desondanks sy talent en vernuf kon Smith nog nooit 'n wêreldtitel verower het nie. Na Nederland, Madrid en Rome het die tweede gekeerde Coco Gauff die Australiër Olivia Gadeski in die eerste ronde van die Grand Slam toernooi op klei met 6-2 en 6-2 gewen. Gauff se landgenoot Jessica Pegula het die Roemeen Anka Todoni met 6-2, 6-4 gewen. Pegula is die derde gekeerde. Die opkomende Russiese tienerster Mira Andreeva het ook met relatief min moeite haar plek in die tweede ronde bespreek. Die 18-jarige het met 6-4 en 6-3 oor Kristina Busa gevier. Novak Djokovic het sy aanslag op 'n 4de Franse Ope titel gister op 'n goeie noot begin. Die 38-jarige voormalige wêreldnommer 1 wat 6de gekeer is vir die kleibaan toernooi, het die 30-jarige Amerikaner Mackenzie McDonald in die eerste ronde op Roland Garros in Parys gewen. Suid-Afrika se Lloyd Harris, wat verlede week vir die toernooi moes kwalifiseer op baan 7 in 4 stelle teen die Rus Andrei Rublev, wat 16de gekeer is, weer vasgeval. Ondanks die nederlaag het Harris byna 1,6 miljoen rand in sy sak gesteek. Djokovic, 'n 24-malige Grand Slam kampioen, het McDonald op 'n koelbewolkte en winderige dag in skoonstelle met 6-3, 6-3 en 6-3 gewen. Vroeër was die omgekeerde Brit Cameron Norrie vir 'n groot opskudding verantwoordelik toe hy die 11de gekeerde Rus Daniil Medvedev in 5 stelle gewen het. Die telling na 'n marathonstryd van 3 ure en 53 minute was 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 en 7-5. Duitsland se Alexander Zverev, die derde gekeerde, het 'n indrukwekkende oorwinning van 6-3, 6-3 en 6-4 oor die Amerikaanse tiener Leonard Tien behaal. Cricket Suid-Afrika het in 'n verklaring bekend gemaak dat die twee spanne op 11 Oktober in Windhoek in 'n enkele T20 wedstryd kragte sal meet. Die kragmeting sal dien as 'n amptelike opening van die Namibiese cricketveld, die NCG. Daarbenewens sal van die wedstryde in 2027 se Wêreldbeker toernooi ook op die NCG gespeel word. Namibië saam met Suid-Afrika en Zimbabwe die gasheer vir die 2027 se skouspel. Voor die kragmeting met Namibië toe die Proteas in September in Engeland, waar hulle in die tuisspan mekaar in 3 eendag en 3 T20 wedstryde pak. Die laaste T20 wedstryd is op 14 September in Nottingham. Cricket Namibië het vroeër van dese week aangekondig dat die 41-jarige Craig Williams die nasionale span sy nuwe hoofafrigter is. Williams het die leiersels by Pierre de Bruin oorgeneem. Die Sloveense fietsryer Primož Roglič se deelname aan vanjaar se Giro d'Italia het gister tydens die 16de skof tot 'n einde gekom, nadat hy weer in 'n valslag betrokke was. Dit was die 4de keer in vanjaar se Giro d'Italia dat hy in 'n valslag betrokke was. Voor die begin van vanjaar se Giro, die eerste Grand Tour van die jaar, is Roglič as die gunsteling beskou om die algehele wenner te wees. Hy het in 2023 in die Giro koning gekry. Dis nou die 5de keer in 16 Grand Tours dat Roglič handdoek ingegooi het. Die eindstryd van die VRK word op 14 Junie beslis. Die Bulle het in die eerste 3 seisoene van die VRK 2 keer in die eindstryd gespeel, maar was albei kere aan die verloorkant. Jake White meen sy span is vanjaar in 'n beter posisie om sukses te kan bereik. Daar is ook manne in ons agtal soos Johan Grobelaar en Roan Orkee wat albei 26 is en die laaste seisoene wat die Springbokke uitgedraf het.
Voordat daar egter eindstrydpraatjies kan posvat, moet die Bulle eers Saterdag in Edinburgh se aanslag in die kwart eindstryd te staan kom. White sê hy is van plan om Sean Everett van Edinburgh se hoofbreier Vrydag aand vir aandete na sy huis te nooi. Die Stormers speel Vrydag aand teen die Warriors in Glasgow. Ons kan na ete saam na die wedstryd kyk, het hy geskerts. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 27, Lephalale 925, Mbombela 925, Mahikeng 922, Pretoria 921, Johannesburg 1015, Ermelo 419, Richards Bay 1426, Pietermaritzburg 1023, Durban 1425, Port St Johns 1326, Bethlehem 417, Bloemfontein 27, Alawal Noord 26, Welkom 821, Vryburg 923, Kimberley 925, Appington 1528, Prieska 1224, Springbok 921, Karasburg 1428, Keetmanshoop 1529, Mariental 1328, Alexanderbaai 1419, Brandvlei 1126, Loederitsbaai 1422, Vredendal 1321, Kaapstad 1419, Sutherland 719, George 1117, Jeffreys Bay 1219, Cabarra 1232, Graaff-Reinet 1324, Oos-London 1331, De Aar 1123, Multino 6 en 17, Beaufort Wes 14 in die oggend, 17 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag gelyk so: die rand verhandel teen R17.89 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.52, die euro verhandel teen R20.29, die pond kos R24.20, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $33.05 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,297 ook per fyn ons, die prys van Brent olie is $64.74 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: wees vandag soos 'n rots, standvastig en sterk. Mense sien dit raak, moenie ingee nie. Woensdag is hier. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.